Ok, ek het nou 10 keer probeer live kom, en ek hoop hy bly nou live. Kom ons kyk of nog iemand opkom op hierdie maandagoggend. Dit het nou begin reën hierso. Dis ijskoud en nou begin dit reën. Ek sê vir julle, dit gaan die koudste winter wees wat ons ken. Wat doen nou op so 'n dag? Sit maar binne, maak jou warm en probeer flippend koffie met brood doen. Goeiemôre Debbie. Dis nou al die 10de keer dat ek probeer koffie met brood maak. Dis 7 minute later en hy kom nou weer op. En dit reën hier buite en dit is koud. So kom ons kyk wie kom nog op. Vanoggend voordat ek aangaan met koffie met brood. Ek het regtig waar 10 keer probeer. Van slow connection tot jou video can't be loaded, delete jou video, delete. So kom ons kyk wat gebeur nou. Kom ons gee dit nog steeds so 'n kansie, sê die gansie. En ons kyk wat gebeur. Maar ons kan nie glo dat dit reën nie. My magtig is koud. Daar's Piet Benderoekie by ons. Dankie Piet vir jou geduld. Ja, ek het nou gesukkel om op te kom, man. Ek het nou maklik 10 keer probeer om die video te laai. Maklik 10 keer om live te gaan. Maklik. En uiteindelik is ons live. En hierdie ding sê vir my morning rain en ek hoor die reën sommer hier buitekant en dit is koud. Ek sê vir julle, dit gaan die koudste winter wees wat ons in 'n lang tyd beleef het. En indien dit so is, dan gaan baie dinge van Siener waar word. Maar in elk geval, kom ons kyk wie kom nog op. Ek sien Marianne is ook hier by ons vanoggend. Ek het vergeet om hierdie... Dit is seker in die FSA natuurlik. Dit het alles gebeur in die FSA. Goed wat nie moet gebeur nie. 'n man ry in 'n groep mense in. Nee, luister na hierdie ene. 'n man ry in 'n groep mense in. Hy ry letterlik in hierdie massa mense in. Hy ry in hulle in. En sy vrou en sy kind is in hierdie groep. Klomp mense is beseer, niemand is dood nie. Maar hy het as prins in hierdie groep mense ingery om sy vrou en sy kind dood te ry. Kan julle glo? Dis die goed waarmee ons te doen het in die wêreld. Christus het jou profielfoto daai. Ja, wragtig. Dis joune. Maar as jy het 'n nuwe profielfoto gekry. Hy ry letterlik in hierdie groep mense in, hierdie massa mense, want hy weet sy vrou en sy kind is in hierdie groep mense. Kan julle sien hoe siek word die wêreld? Hy kan nie op 'n ander manier, sy denkrigting is om 'n klomp mense uit te haal saam met sy vrou en sy kind. Omdat hy nou kwaad is vir die vrou oor een of ander rede of iets. Hierdie ou is 10-1 'n malletjie om so iets te kan doen, hè. Alright, kom ons kyk 'n bietjie na wêreldnuus. In Duitsland. Dit is in Duitsland. Dit is in Duitsland waar die ou in die groep mense vasgery het. 'n 30-jarige vrou, 'n Bulgaar in Duitsland, steek 'n klomp mense in die dorp, né? Christus hy verander gereeld. Sy steek 'n klomp mense met 'n mes. Sommige om haar. In die straat. Steek sy 'n klomp mense met 'n mes. Die polisie sien waarmee sy besig is, skiet haar dood. Wat moet jou gebeur in jou kop om sulke goeders te doen? Wat moet met jou gebeur as jy so te kere gaan op straat en mense net wil vermoor? Is dit nou, en ek vra altyd hierdie vraag, hierdie tipe mense, en nou sien 90% van hulle was hierdie 'n moslimvrou gewees? Was hierdie 'n moslimvrou? Want in Duitsland is dit die moslems wat die mense aanval. In Kolumbia, die presidensiële kandidaat om die land oor te vat, hy's 'n nasionalis. Hy is in 'n kritieke toestand na 'n sluipmoordaanval. Hulle 2 skote in sy kop ingeskiet. Hy's in 'n kritieke toestand. Die ou president het probeer om hierdie nuwe mannetjie uit te haal. Hy's amper dood in die sluipmoordaanval.
Verstaan julle hoe gevaarlik is die wêreld daar buite? Dis hoe gevaarlik dit is. En ek kan nou vir julle sê, wanneer ons dag kom, gaan ons moet baie skerp wees, baie skerp. In elk geval. Chaos in Los Angeles in Amerika. Daar is duisende Meksikane wat in oproer gekom het in Los Angeles, want ICE, die ouens wat die onwettige immigrante daar skep, is besig om mense daar op te tel. Onwettige immigrante. So by so, dat die oproere nou genoodsaak het, dat hulle 'n noodtoestand daar afgekondig het. Trump het die Marines ingestuur. Tussen 300 en 500 Marines is nou op die strate besig om die Los Angeles polisie te help. Hierdie onwettiges wil nie gedeporteer word nie. Ek het 'n oplossing. Ek het 'n oplossing vir die goed. Hermanus, goeiemôre. Die oplossing is baie eenvoudig. As jy in 'n onwettige oproer wil deel wees, in 'n onwettige massa optog, en jy wil nie die wet gehoorsaam nie, en jy brand voertuie uit ensovoorts, dan is jy 'n terroris vir die mensdom. Gert, goeiemôre. Willie, goeiemôre. Dan is jy 'n terroris vir die mensdom, en jy moet uitgehaal word. Jy moet uitgehaal word, klaar. Want jy het geen benul oor wet en orde nie. Jy het geen benul nie. Mense het 'n manier om die verkeerde pad te loop aanhoudend en aan mekaar. Hoekom is dit so? Willie, hoekom is sonde die eerste ding waaraan mense dink? Om die verkeerde ding te doen, voordat hulle die regte ding doen. As jy onwettig is in 'n land, en jy weet jy's onwettig daarso, jy het skelm ingekom, dan is jy mos die een wat sonde pleeg. Dis mos nie die ander ou, dis mos jy. Of wat sê ek alles? Dan moet jy mos die gevolge van jou dade moet jy kan dra. Jy moet mos, Andrei, wat sê jy? Goeiemôre. Jy moet die gevolge van jou dade kan dra, man. En soos wat die wiel draai, kom daar al hoe meer goed uit. Dit word nou bewys dat die FSA het hierdie vreemde voorwerp leen versprei al die jare om hulle geheime wapenontwikkeling te verdoesel. Hulle is besig om geheime wapens te ontwikkel. En hulle het die UFO leens gebruik om dit toe te smeer. Maar soos ek al gesê het op koffie met brood, alles kom uit. Dit vat net 'n bietjie tyd, maar alles kom uit. Hier's poste op Telegram wat ek nie eens in Afrikaans behoorlik kan vertaal nie. Sê vir julle. Israel, hierdie was vir my baie funny geweest. Israel se verdedigingsminister is getaak deur Netanyahu. Die vloot het opdrag gekry om Greta Thunberg se flotilla van vrede vir Gaza en hulp aan Gaza om te draai. En die kans is goed dat hulle daai bootjies gaan sink en die mense net terugvat Duitsland toe. Hierdie is nog 'n malkoppie. En sy gaan 'n malkoppie wees die res van haar lewe. Anees in sake en druk was sy nie moet wees nie, en dan gaan hulle haar uithaal. Ek sê nou vir julle, hulle gaan haar uithaal. Want sy is besig om op 'n terrein te speel wat hoogs gevaarlik is. Hoogs gevaarlik. Thuis, wat sê jy, Shalom? Thuis, ek het jou die afgelope week gemis, jong. Jy het nie opgekom nie. Is jy okay? Alles alright daai kant? It's amazing hoe seker goed net uitkom, né? In Brittanje, as jy kyk na die Royal Children Hospital, as jy na die hospitaal kyk van bo af, dit is gebou in die vorm van die kompas en die waterpas van die vrymeselaarstekens. Jy ken mos die vrymeselaarstekens, daai ding wat so lyk en dan die ander een wat so lyk. Sit hulle hierdie twee bymekaar. Die hospitaal is in daai vorm gebou, 'n kinderhospitaal.
Nou vra ek jou nou, waarmee is hulle besig met die kinders in daai hospitaal? Die vrymeselaars-drek is van die siekste ordes wat bestaan. Weet, as jy 'n vrymeselaar is, en jy luister na my boodskappe, gaan doen 'n bietjie navorsing, man. Man, ek ou tuis, elke aand as ek my kop gaan sak, ek belowe jou, ek dink ek druk my keel toe of iets, dan hoes ek vir so 10 of 15 keer. Maar ek moet sê, ek het gisterand minder gehoes. Ek kon daarom, daar sê die passer in die winkel laat. En nou Christus sê, the Mall of Africa is ook so gebou. Hoekom doen mense hierdie goed? Dink hulle as hulle hierdie simbole kan gebruik in hulle goed, dat hulle vir God gaan bypass? Wat se tipe logika moet jy hê? As daar sonde in die wêreld is, dan is daar mos goed ook. En as daar 'n duiwel is, dan moet daar 'n God wees. Die een is nie sonder die ander een nie. Jenny, goeiemôre. So, as hulle soek na 'n ewigheid of 'n ewige lewe deur simbole en deur die aanbidding van nonsens, soos daai een idioot wat op Facebook geplaas het, Baal. Kyk, Baal beteken Heer, Lord in Engels. Dis wat Baal beteken. Nou, omdat die afgode dienaars in die oertyd hulle afgode Baal genoem het, Lord, nou is alles Baal. Dis 'n rugby Baal, dis 'n sokker Baal, dis 'n tennis Baal, dis 'n netbal Baal. Wat 'n idioot. Dis woordassosiasie wat absoluut niks beteken nie. Dan probeer hulle dit 'n waarheid maak. Hier in ons land, hierdie Israel wit teologie gemors drek, wat ons land in gevangenskap hou met hulle nonsens. Die boere is onder satanistiese binding as gevolg van die gemors. Waar in jou lewe het jy dit gesien? Nou, vat byvoorbeeld rugby bal, nou sê hulle rugby bal. Nou, gaan vertaal dit direk. Dis rugby heer. Hoe die hel kom jy by so 'n ding uit? Jy's 'n spesiale tipe stupid, man. En jy plaas ons mense onder onnodige druk. Daar's 'n spesiale plek vir jou in die hel. Jy kan met Baal gaan gesels in die hel. Naamassosiasies. Wit teologie leer probeer 'n ou kelder met naamassosiasies. Hulle is idioote. In elk geval. En ek is enige tyd bereid om 'n openbare debat met hierdie gemors te hou. Flippend siek goed. In elk geval, dat ek wil nou nie op 'n maandag nou weer stoom by my ore laat uitkom nie. Frankryk vra vir Renault om vir hulle hommeltuie te bou, wat hulle kan gebruik in die Oekraïense oorlog. Putin is besig om 'n aanslag te beplan teen die Oekraïne wat skrik vir niks. Ek dink die Europese Unie gaan geskok wees wanneer daai ding plaasvind. Slowakye het 'n stokkie in die poging gedruk om 5% van hulle GDP te gebruik vir NATO, vir weermagsdoeleindes. Slowakye het gesê, julle is van julle kop af. Ons buitelandse bruto produk is op 2%, en jy wil hê ons moet opskuif na 5% toe oornag. Hy sê, julle is van julle koppe af, man. Geen land kan dit doen nie. En hulle weier om dit te doen. So dis 'n klap in die gesig vir Trump en vir NATO. En die VN. Dis 'n klap in die gesig. Dit is vir my absoluut absurd, hoe sekere mense in bewind kom, in beheer kom, wat totaal en al onnosel is. Hulle doen goed, sê goed, en maak hulle dit 'n wet. Soos in ons land. Net soos in ons land. Ek het probeer om hierdie te vertaal wat Ramaplakker gesê het. Waar het hy dit gesê? Ja. Inteendeel, my opskrif is nie baie geestelik nie. Ek het gesê, meer oor Cyril, van Cyril. Ek sal nou nie die woord sê nie.
Kyk wat sê hy, so ek het dit in Engels geskryf, want ek kan dit eers in flip in Afrikaans vertaal nie. We need to challenge the notion that BEE is a cost to the economy. Klink na groot woorde, né? Ons moet hierdie aanval op BEE laat vaar, want mense sê dit is negatief op die ekonomie. Nou wat beteken dit? Het is net politieke dribbel wat by sy mond uitkom. Ek het 'n ander woord gebruik. Politieke gemors wat by sy mond uitkom, wat flippe niks beteken nie. Maar die swart sit terug, ja, hy's reg. As hierdie ouens maar net weet wat se vergadering ons Vrydag gehad het, sal hulle voorvaders in hulle grafte omdraai. Suid-Afrika. Ek het vir hierdie ding gesmile. In die VSA, ex-senator Maxine Waters, julle ken van Maxine Waters, sy was 'n liberale drek. Sy het mos uitgetree uit die Senaat uit. Sy het probeer by Los Angeles in 'n federale gebou inkom. Toe sê hulle vir haar, sorry, jy kan nie, jy mag nie. En hulle die deure op haar toegemaak. Well done. Flippend siek goed van die wêreld. Paus Leo sê, en dit klink ook so wonderlik groot en fantasties. Hy sê, die eksklusiewe gedagtegang, luister mooi na die woorde, die eksklusiewe gedagtegang van nasionaliste moet gebreek word. Die grense tussen klas en ras moet gebreek word. Nou kom ons kyk wat hy eintlik sê. Wat sê hy eintlik? Wat hy eintlik sê is, dat alle gelowe moet meng. Dis wat hy eintlik sê, deur daardie hogere manier van dinge stel. Hulle praat so mooi, jy het nie 'n koek en klou wat hulle sê nie. Die eksklusiewe gedagtegang van nasionaliste moet gebreek word. En die grense tussen klas en ras moet gebreek word. Wat se klasse is daar in Suid-Afrika? Daar is nie klasse in Suid-Afrika nie. Ek hoor ousies besig om te werk, jy mag nie weer geraas. Hoe kry jy dit in 'n houtkop se kop om nie te raas wanneer iemand 'n video maak nie? Dis of sy of Charles, hier buite. In elk geval. Het julle al gehoor van 'n ou met die naam van Luc Montagnier, hy's 'n Fransman. Luc Montagnier het nou so 'n rukkie terug, het hy bewys, dat in sekere van die gifstowwe en die enstowwe is die HIV-virus is deel van hierdie COVID-inspuitings gewees. Nie almal nie, seker is. 6 dae later is hy dood. Jy sien, daar is sekere goed as jy die waarheid praat, nee. As jy die waarheid praat, dan maak hulle jou dood. Hierdie was 'n waarheid. Sekere gifstowwe, die HIV-virus. Dit was 'n globale volksmoord wat op die mensdom afgedruk is. Deur Fauci, Gates, Soros, Schwab en 'n klompie ander. Genocide, wêreldwyd. Moord wêreldwyd. Dis wat hulle gedoen het. En dis wat hulle nog steeds probeer doen. Want nou is daar 'n maatskappy wat Covaxer gemaak het. Gister, Covaxer. Hulle plant 'n nanochip in jou brein sodat jy nie verkoue kan kry nie. Wat 'n leuen. Die nanochip wat hulle in jou brein gaan inplant is daar om jou te beheer, die merk van die dier. Sien julle kom nie goed in. Dit is so, Christo. As jy die regte ding doen, van 'n goddelike oogpunt af, nee, gaan jy pak kry. Maar ek luister na die woorde van Gamaliel. Ek operate op die woorde van Gamaliel, en ek sal nou wat sê wat dit is. Gamaliel sê, as iets van God af is, wie kan dit keer?
As iets van God af is, wie kan dit keer? Met ander woorde, wie ook al deel is daarvan om iets te doen vir God, hulle sal beskerm word totdat die taak voltooi is. Totdat die taak voltooi is. En ons sien dit in die skrif. Ons sien die twee getuies wat opdaag en hoe die vyand probeer om hulle dood te maak vir 2 weke. Hulle skiet hulle brand, hulle doen alles. Hulle staan net in preek die hele tyd teen die duiwel en teen sy trawante. En hulle bly die evangelie verkondig. Ek dink dit sal 'n gesig wees om te kan sien, maar ek wil nie hier wees nie. Ek wil in die hemel wees in daai tyd. En dan sien ons dieselfde met die disippels. Ons sien hoe die disippels eers hulle taak gaan voltooi het en die evangelie die wêreldwyd ingevat het. Dit kon nie gekeer word nie. Maak nie saak of hulle vervolg was nie, maak nie saak of hulle met klippe gegooi was of doodgegooi was soos Paulus 2 keer nie. Maak nie saak nie. Hy het 2 keer uit die dode uit opgestaan en hy het aangegaan met sy taak. So as God in beheer is, wie kan dit keer? Dit is eenvoudig soos dit, man. As dit jou geloof is nie, dan staan jy vas. Dan staan jy vas. Nederlandse regering het nou hulle bekke verby gepraat. Hulle word deur NATO letterlik beheer. As NATO sê daar's 'n pandemie, dan is daar 'n pandemie. As NATO sê die mense moet COVID-inspuitings kry, as NATO sê die weermag moet mobiliseer, dan gebeur dit so. Nederland het gesê hulle regering is totaal en al onder beheer van NATO. En ek dink dit is wat gebeur in hierdie wêreld van ons. Sodra as daar 'n nuwe regering inkom, as jy nie die militêr het om jou te help nie, dan is jy onder die mag van die trawante van hierdie wêreld, die elites, Satan se mense. Jy's onder hulle beheer. Ons sal hierdie game moet baie mooi speel. Daar's goed wat binne in my draai, ek sê vir julle. Prins William het ook nou deel geraak van hierdie global warming gemors. Hy's ook deel van daai gemors. Inteendeel man, daai ou is 'n flippin reptiel. Hoor wat ek vir julle sê. Hy is ook nou deel van die leuen. Ons oseane is besig om leeg te word. Regtig, jou idioot. Watter mense gaan val vir jou stupid goed, behalwe jou eie Britse onderdane, wat hang op die monde van die sogenaamde royalists. Die mense wat mense vermoor en mensvleis eet en bloed drink, dis wat hulle doen. Oor en oor bewyse van hulle wandade teen die mensdom. Dink jy ons gaan na jou luister, jou simpeltin? In elk geval. Kom ons bring dit bietjie huis toe. Wat gebeur hierso in ons wonderlike Suid-Afrika? Karel Potgieter se plaas buitekant Minnik is afgebrand. Nadat 'n plaas wat langs sy plaas was gegee is aan swartes. Dis 'n plaas wat deur die regering gekoop was, is vir swartes gegee en toe gaan brand hulle sy plaas af. Dis Suid-Afrika. Ek stem saam met hierdie berig. Vullisstorting in Pretoria is nou totaal en al buite beheer. In die stad. Vullisstorting in die stad is totaal en al buite beheer. Die EFF sê Shavumba is nie meer hulle probleem nie. Met ander woorde, hierdie ou het nou nie meer 'n heenkome nie. Ek wonder wat gaan hy vir die media sê. Hy kan nou nie teruggaan na die EFF toe nie en hy is nie deel van die MK nie. So wat gaan hy vir die media sê? Is hierdie ou net nog 'n clown wat gaan beheer word deur die elite? Korrupsie kry ook nie 'n einde nie. Paul Mashatile 239.000 rand per aand. 239.000 rand per aand. Dis amper 250.000 vir 5 dae. Vir hom en sy vrou in Japan. Staatsgeld. Dis net so oor 1 miljoen
amper 1 miljoen punt 2 dink ek, vir 5 dae, in 'n hotel. 1 miljoen punt 2 vir 5 dae. En hy's untouchable op hierdie stadium. Hy's untouchable. Jy kan nie aan hom vat nie. Ek gaan nou klaarmaak. Suid-Afrika is gesit op Genocide Watch. Volksmoord. 'n volksmoordindeks wat in 2010 begin het, as gevolg van die goed wat daar in Rwanda en daai wêrelddele plaasgevind het. Rudy, wat sê jy? As gevolg van die dinge wat in Rwanda en daai wêrelddele plaasgevind het, is Suid-Afrika op 'n Genocide Watch. Ons is nou op daai ding geplaas, as gevolg van die volksmoord. Ek sê great, fantasties. Nou kan die wêreld weet wat daar buite aangaan. Of wat hier aangaan. Dat ek dit net reg sê. Nou kan die buitewêreld weet wat hier aangaan. Ons moet besef, ons moet besef dat ons moet self hierdie wa omdraai. Daar's nie 'n ander manier nie. Kyk hierso. 2 miljoen rand se vee is in die 24-25 boekjaar gesteel. 2 miljoen rand se vee. Ek kan vir julle garandeer dis meer as dit. 2 miljoen rand se vee is in die 24-25 jaar boekjaar gesteel. Die ANC beplan 'n nuwe hawe in KwaZulu-Natal, 'n klein hawe vir die omgewing. Ek wonder of hulle behoorlike omgewingstoetse ensovoorts gedoen het. Hulle kan dan nie as die Durbanse hawe skoon hou nie, maar nou beplan hulle 'n nuwe hawe. En daar is berigte nou dat Simonstad in die FSA se versiere is. Simonstad is in die FSA se versiere as gevolg van die wêreldroete wat natuurlik daar omgaan. Met ander woorde, wat beteken dit? Wat lees ons tussen die lyne? Hulle wil seker maak dat hulle vloot hierso kan stop. Dis wat hulle probeer doen. Hulle wil seker maak dat hulle vloot, Pieter Wenning, goeiemôre. Hulle wil seker maak dat hulle vloot hierso kan stop en kan doen wat hulle wil. Pieter, jy is vroeg vir Woensdag. Dis wat hulle wil doen. Ek wonder hoe lank nog. Ek sien Patriote 235 of whatever hulle is, beplan alweer 'n optog. En jy moet jou stoel bring daar na die Amerikaanse ambassade toe ensovoorts. Ag, shame. Het die vorige, ja, hier begin dit nou hard reën. Jy was nou donne weer gewees. Nou begin dit hard reën hierso. Dis koud. Het die vorige optog gehelp? En die een voor dit, het dit gehelp. En die een voor dit, het dit gehelp. Het dit gehelp om jou vlaggie daar by die ambassade te gaan waai? Jou boerevlag, jou 4 kleur. Het dit gehelp? Al wat die wêreld sien is daai vlag, vergelyk hulle met apartheid. Ons boerevlag word vergelyk met apartheid. Interessant, dis nie die ou Suid-Afrikaanse vlag wat vergelyk word met apartheid nie, is ons boerevlag. Nou wil jy daai vlag gaan waai. En jy wil die ou Suid-Afrikaanse vlag daar gaan waai. En dan kom ek sê wat gaan gebeur. Kom ek sê jou nou wat gaan gebeur. Niks. Niks gaan gebeur. Jy het dit gehoor op koffie met brood. Goed. Dis genoeg vir 'n maandag. Ons is vryburgers. En ons gaan aanhou beklei tot ons heeltemal vry is, né? Ons is vryburgers hier op die aarde en ons is vryburgers in die hemel. Dan is ons boere ensovoorts, né? Christo, volgende jaar, ons wil by volgende jaar, deur die genade van God, by April wil ons klaar wees. En in beheer. Ons wil klaar wees en in beheer. By volgende jaar. Dit kan gedoen word. Dit kan gedoen word. Ek kan dit al voel al. Saam met God maak eendrag mag, daar is nie 'n ander manier nie. Dis die enigste manier. Daar is nie 'n ander manier. Goed, julle moet 'n fantastiese maandag hê en 'n goeie week verder vorentoe hê.
As dit die Here se wil is, sal ek vanaand weer 'n bietjie praat oor die profete, en dan sal ek 'n stukkie weer praat oor die federale alliansie, en dan kyk ons maar hoe hierdie wiel rol. Ons kyk maar hoe hierdie waantoe hierdie waag gaan, hè. Verder is ons besig om met konings te praat, soos julle weet, en ons moet met hulle praat. Ek het alweer 'n afspraak gemaak met een van die boereleiers, en hy gaan terugkom na my toe, want hy weet ons moet gesels, ons moet oor diepere dinge gesels, en is die enigste boereleiers waarmee ek sal gesels. Daar's net twee. Daar's letterlik net twee. In my agterkop weet ek van nog 1, 2, 3. Nog 3 ouens waarmee ek sal gesels, maar hierdie twee spesifiek sal ek eerste mee gesels die hele tyd. Die res van die ouens, na die 5, is regtig useless. Is regtig useless. In elk geval, 'n fantastiese dag vir julle verder, alles wat mooi is, né? En julle weet mos, né, lief vir julle almal.